Hierdie is wat jy kan verwag van vandag se diens. Ons gaan ook 'n geleentheid hê om nagmaal te geniet aan die einde van hierdie diens. You've been faithful through every storm. You've been faithful forevermore. 2020 gaan anders te wees as jy gefokus is op my woord en as jy gefokus is om my stem te hoor. Hallo en baie welkom by ons aanlyn diens. As dit die eerste keer is wat jy by ons inskakel, wil ons vir jou ook sê baie welkom by Doxadeyo Helderberg. Indien jy meer wil weet van die Doxadeyo familie, kan jy gerus ons webtuiste besoek. Klik net op die link onder in die beskrywing. Ons is ook tans besig met ons eindtyd gebede-reeks wat elke Sondag aand om 6:30 plaasvind op Zoom. En indien jy belangstel in hierdie geleentheid, scan die QR-code wat op die skerm verskyn of klik op die link in die beskrywing. Ons wêreld is die laaste paar maande regtig onderste bo. Ons hier by Doxadeyo is besorgd oor ons vennote se welstand. Kyk gerus saam met ons na hierdie video oor hoe ons jou kan ondersteun. Ons bevind onsself in besonderse tye. Angsvlakke is hoër as ooit. Apteke kan nie voortbly met angsmedikasie nie. Mense het slaaplose nagte, finansiële druk in die huwelik, druk om take by die huis te voltooi. Dit is waarin ons onsself tans bevind. Maar jy hoef nie daardeur alleen te gaan nie. Ons by Helderberg gemeente, Doxadeyo, se Life Center staan gereed om jou te bedien. Ons het van dokters, sielkundiges, CA's wat gereed staan om jou te help in wat se behoefte jy ook al het. Help Our People Eat, Soul Care wat individuele sessies is om jou te help met jou emosionele bagasie en om werklik God te beleef. So maak kontak met my sodat ek jou na die regte mense toe kan verwys. Ons nooi jou uit om die diens saam met ons te geniet. Kom ons worship lekker saam. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what our Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Faithful through every storm. You've been faithful forevermore. You have done great things, Jesus. And I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. Oh, and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Oh Jesus, you have done great things.
God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Oh, hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Jesus, you have done great things. We lift your name, we lift your name. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Ons aanbid Jesus. Die Bybel leer ons dat die aarde aan die Here behoort en die volheid daarvan. En ek en jy het die voorreg om te kan bydra, ook op finansiële gebied. Ons is tans besig om deur middel van ons Hoop-projek ook 'n verskil te maak in baie mense se lewens, deur middel van kospakkies as ook klere. En op die skerm is al die inligting, die bankinligting nou beskikbaar, die metodes van gee, en wanneer jy vir Hoop spesifiek gee, wil ons jou vra om net die verwysing Hope, H-O-P-E, daarby te sit. Help people eat. Baie dankie vir jou bydrae en ons gaan ook nou saam bid om hierdie saak net in ons eie harte vas te maak. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om nie net te kan ontvang nie, maar ook om te gee. Dankie dat ons goeie bestuurders is van dit waarmee U ons toevertrou. En ek bid dat U ook elkeen wat gee vanmôre wonderlik sal seën en dat elke tekort opgevang sal word, dat ook in mense se eie persoonlike behoeftes voorsien sal word. En daarvoor dank ons U Vader in Jesus se naam. Amen. Lewe in hoë definisie is die reeks waarmee ons besig is, waar ons fokus op die werking van die Heilige Gees in ons lewens en hoe ons spesifiek die Here se stem hoor en hoe die Heilige Gees in ons werk, deur ons werk, sodat ons effektief kan funksioneer as liggaam van Christus. As ek terugdink aan die begin van hierdie jaar, toe ons hier by Dr. Dayo Stellenbosch instap en ek vir die Here vir my eintlik vra, hoe gaan jy hierdie jaar anders te doen as jare voorheen? Ek net beleef hoe die Here vir my sê 2020 gaan anders te wees as jy gefokus is op my woord en as jy gefokus is om my stem te hoor. En dit is vir my so lekker om saam met jou deur hierdie 8 weke te journey om die Here se stem verder te ontdek in jou lewe. En ek dink dit is die grootste ontdekking wat ons elkeen kan maak, is die waarheid dat ek en jy God se stem kan hoor en dat hy met ons wil praat. Ek dink die purpose van hierdie reeks is om vir elkeen van ons na 'n dieper vlak van verstaan van hoe die Here met jou wil praat en hoe hy in verhouding met jou staan, jou in 'n dieper verstaan van dit te vat. As jy nog nie weet of jy die Here se stem hoor en hoe klink die Here se stem, ek dink hierdie reeks gaan jou help om daai eerste tree te neem. En as jy al 'n volwasse verhouding met die Here het, jy hoor al die Here se stem vir jare al,
dink ek hierdie reeks gaan jou ook help hoe om 'n jong Christen en iemand wie jy disciple op die einde van die dag te kan begelei deur die proses van hoe om die Here se stem te ontdek. Want die Here wil met ons elkeen praat en Henny dit verlede week vir ons gesê dat ek die verwysing van Johannes 10 waar Jesus sê ons is sy skape en ons ken sy stem en ons hoor sy stem en ons volg hom. Het hy gesê ons het die vermoë om God se stem te hoor. Dit is nie iets wat nie meer deel is van ons lewens nie. Ons het die vermoë en die groot ding is ons moet net groei in ons volwassenheid van hoe ons God se stem hoor. En hierdie week wil ek bietjie met jou gesels oor die tema om hierdie ding vas te maak in jou hart dat jy is 'n vriend van God. En dit is maar net so 'n bietjie 'n upgrade. Verlede week was jy 'n skaap en 7 dae later is jy darm al die vriend van Jesus. Maar die groot fokus van hierdie is dat ons bietjie kyk vandag na wat beteken dit as Jesus sê ons is sy vriende? Kom ek vra vir jou hierdie vraag. Wat as ek 2 scenario's vir jou kan afspeel waar jy hospitaal toe gaan. Jy moet vir 'n operasie gaan en jy lê dan na die tyd in die hospitaal. En jy het 'n vriend wat vir jou na die ontvangsdame toe gaan onder in die hospitaal se ontvangsarea en sê, hoor jy hierdie pasiënt wat in bed C, saal C bed 12 lê, hier's 'n klomp boeke wat ek geskryf het met wyshede hoe hy hierdie herstel van sy operasie kan navigate en hoe hy die lewe kan navigate en eintlik 'n paar goeters oor myself het ek in hierdie boeke geskryf. Stuur dit vir hom en maak seker dat hy dit lees want dit is hoe ek met hom wil kommunikeer dat hy verstaan wie ek is. Of 'n vriend wat die oggend, soos wat jy ingaan na teater toe, vir jou vinnig bel, net sê, is jy reg vir hierdie ding? Vir jou boodskap stuur net voordat jy ingaan, sê ek dink aan jou, ek bid vir jou. Dan as jy uit die teater uitkom en jy het lekker wakker geword, dan kom hy daar aan en hy sit by jou bed en hy praat met jou. Hy sneak vir jou takeaways in die hospitaal en dan face dit. As jy uit 'n operasie uitkom, dink ek nie noodwendig jy's altyd lus vir hospitaalkos, maar jy soek gesmelte kaas op een of ander ding. Daai vriend. Wie sê jy sê, wat 'n vriend sê jy graag wil hê? Die een wat boeke aflaai of die een wat persoonlik by jou kom sit en met jou gesels? Ek persoonlik sal die tweede ene verkies. Iemand wat persoonlik raak en dit is wat ek glo die Here vir ons elkeen wil wees. Is hy wil daai persoonlike vriend wees wat oor 'n tafel, face to face met jou kuier en met jou praat oor die lewe. Nie wat vir jou boeke gee en vir jou sê, lees hierdie boek en daarin is al die wysheid nie. Dit ook. En ons weet dit is wat ons het in die Bybel. Ons weet dat God praat deur die Bybel met ons en dit is so nodig dat ons onsself sal toerus en verstaan hoe om my Bybel te lees binne in konteks en hoe om die lewe wat daarin vir ons elkeen is, om dit in te bou in ons lewens. Maar die volgende vlak daarvan is dat die Here op 'n persoonlike vlak met jou praat. Hoor net wat sy identiteitsstelling die Here maak oor ons elkeen. In Johannes 15 vers 15, hy sê die volgende. Hy sê ek het julle vriende genoem omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Jesus kom sê so, ek wil nie vir jou dit wat ek by my Vader gehoor het bekend maak deur iets buite verhouding met jou nie. Ek wil juis in verhouding met jou staan en dit vir jou persoonlik kom sê. Hy sê dan verder in vers 16, hy sê want ek het julle uitgekies en want julle het my nie gekies nie. Ek het julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly. Sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy dit vir julle kan gee. Jy sien daar's 'n dinamika wat losbreek in hierdie face-to-face gesprekke met die Here. En wanneer ons daar is, sê Jesus die vrug daarvan gaan wees, is dat die vrug gaan bly. Dit gaan nie net 'n vrug wees wat op en weggaan nie. Dit gaan bly. En dan gaan ons so in belyning wees met sy hart dat wanneer ons vir die Vader vra vir enigiets, dan gaan hy dit vir ons dan kan gee, want ons is in belyning met Jesus. Ons is nie op 'n plek wat ons wonder oor 'n klomp goeters en buite verhouding en buite die verstaan en buite die belyning van Christus se roeping goeders voor vra nie. Hy sê eintlik, jy sal my hart verstaan en ek sal jou hart verstaan. As ek so daaroor dink, dan dink ek so daaraan dat die Here praat nie met robotte nie. Die Here het ons nie gemaak om 'n verhouding met hom te staan van 'n robotverhouding nie. En daar's 2 maniere om te kommunikeer. Daar's 'n meganiese manier van kommunikasie of 'n persoonlike manier van kommunikasie. En kom ek verduidelik vir jou 'n bietjie wat ek daarmee bedoel. Meganies, as jy in jou kar ry en jy wil vinniger ry, gaan jy in meganiese kommunikasie en jy trap die petrol harder sodat jy vinniger kan ry.
En dit is meganiese kommunikasie. Het jy al gevoel dat partykeer is e-mails bietjie onpersoonlik? Jy weet, want dit gaan baie meer oor input en 'n output. As jy programmeer op 'n rekenaar, jy tik 'n klomp data in en dan gee hy vir jou output. Dit is amper om microwave popcorn, dis nie baie persoonlik nie, dis meganies. En dit is die meganiese kommunikasie, maar persoonlike kommunikasie is waar dit face to face is. En ek weet die Here wil nie meganies met ons kommunikeer en ek dink partykeer raak ons bietjie meganies met die Here. Dat ons half amper 'n gebedslysie het en amper net vir die Here vra, Here gee my net rigting. En dit is amper hierdie kortstondige vinnige Here, help my deur hierdie ding, vat my deur hierdie ding, gee vir my wysheid oor hierdie ding. Maar nooit is daar daai persoonlike vraag van Here, maar wat sê U vir my nie? Ek het al, dit is so maklik dat ons op 'n baie lysie manier met die Here kommunikeer. En ek dink die Here wil daai vir ons kom wegvat en nie kom oopbreek. Ek weet nie waar kom jy vandaan in jou wêreld en hoe jy groot geword het, maar daar's baie keer die persepsie gewees dat die Here praat net deur die Bybel en hy praat nie meer met ons persoonlik nie, want alles wat hy wou vir ons sê is in die Bybel. Ek stem saam met jou. Alles wat daar's baie wat hy vir ons wou sê, maar hy vat dit na 'n nuwe persoonlike vlak toe. Die verskil tussen die twee vriende, die een wat boek aflaai en by ons kom sit en praat, ek dink die Here doen albei. Hy gee vir ons hierdie boek waar daar 'n lewe vir ons is, maar hy wil persoonlik wees. Ek en jy is nie gemaak om 'n robot te wees wat net 'n input kry en dan moet ons nou 'n lewe leef wat op die stryd nêrhou, of waar die Here amper half die plek is waar ons 'n input ingooi sodat ons op die einde van die dag 'n uitkoms daarvoor kan kry nie. Die Here praat met mense, hy's so persoonlik en jy's 'n mens en die Here wil met jou praat. Daar is soveel mooi stories reg deur die Bybel, nie net in die Nuwe Testament nie, maar juis in die Ou Testament. En ek wil vir jou deur 'n paar van hierdie stories vat sodat jy sal sien dat hierdie konsep van God wat van my wil praat is nie alleenlik 'n Nuwe Testament konsep wat die eerste keer voorgestel is in die Nuwe Testament, maar dit kom uit die Ou Testament uit. En ek wil graag vir jou die dinamika van vriendskap kom wys uit dit wat ons sien in die Bybel gebeur het. In Genesis 18 speel daar so 'n mooi storie af waar die Here baie persoonlik raak met Abraham, waar die Here en twee engele na Abraham toe kom en Abraham sien hulle kom aangestap en hy hardloop na sy vrou toe sê vir haar, maak 'n gemeel bymekaar en maak vir ons brode, en hy gaan een van sy helpers en sê, gaan slag daai kalf, braai daai kalf, want hierso kom belangrike mense nou by ons kuier en hier gaan sit hulle. En dit is hierdie gesprek, en dit is in Genesis 18 waar die Here die aankondiging maak vir Abraham dat hy 'n vader van vele gaan wees, en hy gesê, Sarah gaan swanger raak, en dit is die oomblik toe Sarah hoor wat hulle sê, en sy eintlik toe lag, want sy sê, jy weet hierdie ou, nie ek is te oud om kinders te kry nie, en sy het nie besef, dit is Here wat daar is nie, en die Here weet dit dadelik, en daar is 'n hele oomblik van bevestiging wat die Here mee besig is in hulle lewens, en daar kom 'n gedeelte waar die Here toe sê, maar ek gaan nou, dit wat ek nou volgende gaan doen, gaan ek dit weghou van Abraham af, ek het nou net 'n verklaring gemaak dat hy 'n groot nasie gaan wees, maar gaan ek dit 'n geheim vir hom hou, of gaan ek hom deel maak van hierdie storie? Gaan ek vir Abraham toelaat om saam met my te gaan, want die Here was toe op pad Sodom en Gomorra toe, en as jy daar gaan lees, dan sê die Here, ek het gekom, juis om te sien, dit wat ek hoor van Sodom en Gomorra, is dit regtig so erg? Ek wil met my eie oë sien, sodat ek dan 'n besluit kan maak oor wat daar moet gebeur. En ons sien toe, hoe die Here hierdie twee engele in die stad instuur, en vir hulle sê, raai, gaan kry julle vir my, bring vir my feedback terug, oor wat daar aan die gang is. Maar ons sien hierso in vers 22, toe die manne daarvan af wegdraai na Sodom toe gaan, het Abraham nog daar bly staan voor die aangesig van die Here. En Abraham het nader gekom. Wat vir my so mooi is van hierdie is, ten spyte van alles wat gebeur, daar's nou 'n oomblik, kon Abraham dalk besluit het om saam met die ouens te gaan, om te gaan kyk waar daar was, maar Abraham het gesê, nee, ek gaan stop met wat ek nou besig is, en die aangesig van die Here soek. Ek gaan myself nader tot God. En daar is een van die belangrikste dinge wat ons kan doen, as ons God se stem wil hoor, het jy nodig om te stop wat jy mee besig is. En jy het nodig om tot die Here toe te nader aan hom te trek, en eintlik al daai gedagtes wat jy mee besig is, te paak op een kant, en te sê, Here, maar ek wil nou by U hoor, en dis presies wat hy daar doen. En hier kom 'n ongelooflike mooi gesprek, waar Abraham toe vir die Here sê, maar Here, gaan U regverdiges saam met die goddeloses ombring? Abraham was besig om hierso vir die Here eintlik 'n vraag te vra. Here, ek het U leer ken
as 'n goeie God, as 'n regverdige God, maar gaan u nou iets doen wat onregverdig is? En hy is eintlik besig om hierso 'n verhouding met die Here, eintlik sy verhouding met die Here verder te ontdek en vra, Here, verstaan ek reg? Dit is wat ek gehoor het van u en gehoor het by u en dit is my belewenis van u, maar hier kom nou 'n situasie, ek wil net 'n vraag vra. Hy sê miskien is daar 50 regverdiges binne in die stad. Sal u hulle ook ombring en die plek nie spaar ter wille van 50 regverdiges van wat daar binne is nie? Vers 25 hoor net hierdie woorde. Laat dit ver van u wees om so iets te doen, om die regverdiges saam met die goddeloses om te bring. Dit is vir my so mooi hoe hy sê, Here, maar wag, ek roep dit gou, in die eerste plek maak hy homself persoonlik net bewus van wie God se karakter. Maar hier is 'n gesprek, en die gesprek gaan aan waar hy sê, maar Here, sê net daar's 40, sê net daar's 30, sê net daar's 20, sê net daar's 10 regverdiges in hierdie stad, sal hy steeds hierdie stad verwoes, ten spyte van daai 10 wat daar is. En die Here se reaksie is, ek sal nie die stad verwoes, al kry ek 'n 10 wat daar binnekant gevind word wat regverdig is nie. En hy sê, ek sal nie dit verwoes nie. En net daarna het die Here weggegaan van hom af en het hy vir Abraham verlaat en toe het Abraham huis toe gegaan. Ek dink in retrospek as ek nou hierdie storie kyk wat hier so afspeel, is dit vir my so interessant. Ek kan net imagine hoe die Here gedink het. Kyk hierdie Abraham, hy het 'n gedagte van 10 in sy kop, maar hy begin by 50. Hy is tipiese Jood, hè? Hy begin by 50, maar hy stry hom af na 10 toe. Maar dis vir my so mooi dynamic wat daar sou losbreek in hierdie verhouding met hom, is dat hy bereid was om met die Here te redeneer en met hom te praat, want dit is baie persoonlik. Dit is, hy vat dinge vas en hy redeneer met die Here, hy vra, die Here antwoord hom. En as ek na hierdie storie kyk, dan dink ek, dit is die tipe van verhouding wat die Here met elkeen van ons wil hê. Hy wil hê daar moet 'n middelaar tussen ons wees, en daar's baie tradisies wat voel of ek kan nie direk met die Here praat nie, of ek kan nie so met die Here praat nie, ek mag nie met die Here verskil nie, ek mag nie vra nie, want daar's so diep respek, dat dit eintlik die verhouding wegvat, en ek dink, ek sê nie daar moenie respek wees nie, ek dink juis in die respek, nooi die Here ons in verhouding in. Jesus kom maak die volgende stelling in Johannes 16 vers 2, hy sê, daar is nog baie dinge wat ek vir julle wil sê, maar julle kan nie dit nou dra nie. Maar wanneer hy kom, die Gees van waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Dis vir my so mooi hoe Jesus nie doekies omdraai, hy sê die hele waarheid gaan hy julle kom inlei. Hy gaan nie uit homself uitspreek, maar dit wat hy hoor by ons Vader. En weet jy wat sê daai vir my? Is dat daar sekere waarhede oor ons lewens en dit wat ons verstaan, wat ons nie ten volle begryp nie. En die Here sê, ek gaan julle in die volle waarheid kom lei deur my Heilige Gees. Die Here praat met sy vriende. Hy praat met mense soos Abraham. Hy kom praat ook en hy kom sit 'n nuwe dinamika aan in vriende. Dit is vir my so mooi die storie van Eksodus 33 waar Moses met die Here praat, en dit word so beskryf in Eksodus 33 vers 11, dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. En daai dinamika is vir my so mooi. Ek sien dit uitspeel in Numeri 14, waar die Here eintlik op 'n plek kom waar hy vir Moses sê, ek is nou klaar met hierdie volk, want hierdie volk is afvallig, hulle wil my nie volg nie, hulle mou net, al daai tipe van goeters, en hoe Moses, omdat hy 'n vriend gehad het, 'n God gehad het, tot hom soos 'n vriend gepraat het, kom hy na die Here toe en sê, Here, maar wag dat ek net gou u herinner, hierdie volk, hierdie mense wat u uitgekies het, en wat u uit Egipte uitgelei het, die stories lê in die volke om ons, en hulle sidder, hulle is bang vir ons, omdat u ons God is. Want hulle het gehoor wat in Egipte gebeur het, hulle het gehoor wat in die woestyn gebeur het, hulle het gehoor van die vuurkolom, die wolkkolom wat ons beskerm in die dag, die see wat oopgegaan het, sodat ons daardeur kon trek, hulle het gehoor van die manna en die kwartels, die water wat uit die rots uitgekom het, hulle het sin al hierdie stories gehoor, hulle weet, hulle is niks werd, hulle is so klein in u oë, maar as u, en hier kom hy, as u nou u volk gaan verwoes, dan gaan daai reputasie wat u opbou, heeltemal tot niet gaan, en die volke gaan sê, hierdie God is magtig,
maar hy kon nie eers sy eie mense tot in die beloofde land inlei nie. En hoe die Here reageer, en hy sê, Moses, jy's reg, ek gaan nie hierdie volk verwoes nie, ek gaan hulle inteendeel na die beloofde land toe lei, en ek sien hier so die dinamika, amper asof Moses tot 'n besefenis kom, maar Here, ek gaan nie net daai los nie, ek weet U is 'n regverdige God, ek weet wat U mee besig is, die stories loop van U almag, ek kan nie, ek moet U herinner, en dit is asof die Here vir hom sê, well done, jy ken my, jy sien my, jy sien wie ek eintlik is, en dit wat jy nou net gedoen het meer vir jou beteken, as wat jy my kom herinner het dat die volk myne is. Ek weet hulle is my volk, maar dit wat dit nou in jou lewe kom losmaak, het eintlik verhouding verder kom vat. Die Nuwe Testament reflekteer dit so in Jakobus 2:23, waar dit sê die skrif is vervul wat sê, Abraham het in God geglo, en dit het hom geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Die Here wil ons vriende wees. Hy wil met ons vriende wees. Hy wil vir ons die vermoë, hy het vir ons die vrye wil kom gee om ons eie besluite te maak. En hy het ons die vermoë gegee om te hoor en om te praat, want dit is persoonlike verhouding. Hy het ons nie robotte gemaak om net te doen wat hy sê nie, want 'n robot kan nie lief wees vir 'n mens nie. As hy net doen wat hy moet doen, want dit is die input wat moet gebeur, dan is dit nie liefde nie. Ware liefde is waar daar 'n besluit is. Daar's 'n besluit wat gemaak word. Ek wil vir jou lief wees. Ek wil in verhouding met jou staan. Daar's dalk van jy voel dalk op 'n plek waar jy sê, ja, maar ek weet nie al die geskiedenis waaruit hy kom en wat ek al gedoen het in my lewe, of ek die Here se stem kan hoor en of die Here met my wil praat nie. Wat vir my mooi is dat die Here 'n vriend wil wees vir mense wie se lewens nie altyd reg is nie, as ek dit so kan sê, wat nie altyd op die regte manier reageer op elke situasie nie. In Sagaria 13 vers 6, hierdie profetiese woord wat geskryf word, kom kondig dit iets van God se hart, en hy sê so, as iemand vir hom sê, en hulle praat nou hier van Jesus, watter wonde is daardie tussen jou hande, dan sal hy antwoord, so is ek geslaan in die huis van my vriende. Hoor jy net, daai mense wat Jesus veroordeel het, wat Jesus aan 'n kruis vasgeslaan het, dit hy al oor profeteer, en hy het gesê, maar die identiteit van daai mense gaan wees, my vriende. In Matteus 26 kom Judas Iskariot, die verraaier, en hy sê toe vir hulle, ek gaan vir julle 'n teken gee, die een wat ek soen, dit is die een wat julle moet gryp. In vers 49 sê hy, en dadelik het hy na Jesus toe gegaan, en vir hom gesê, goeiedag, Rabbi, en hy het toe vir Jesus gesoen, en hoor net Jesus se reaksie. Hy sê, vriend, hoekom is jy hier? En dis toe dat hulle nader kom en hande op Jesus lê en hom gryp. Jesus in die middel van verraaiing, draai na Judas toe en hy sê vir hom, jou identiteit is nog steeds vriend. Ek gaan nie vir jou sê jy's 'n verraaier nie. Ek gaan vir jou sê vriend, want ek het 'n passion vir jou. Ek wil in verhouding met jou staan. En Jesus het self gesê in Johannes 15 vers 13. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende neerlê. Die grootste dinge wat in my lewe gebeur het, en die dinge wat ek onthou, was nie noodwendig wat uitgespeel het in my lewe nie, maar die oomblikke waar die Here met my gepraat het. As ek terugdink aan dit wat ek gestudeer het aanvanklik, het ek gedink ek moet gaan BCom swat en in besigheid myself ingroei, en toe ek begin het in verhouding met die Here, en soos wat ek leer het om sy stem te ken, het ek duidelik gehoor hoe die Here vir my sê, JT, ek wil nie jou leierskap gebruik in die besigheidswêreld nie. Ek wil jou leierskap gebruik in die kerkwêreld. Daarom roep ek jou tot voltydse bediening om in die kerk te funksioneer as 'n leier. Hy het vir my die keuse gegee, ek sal nooit vergeet, hy het gesê, maar jy kan self kies, ek gaan jou nog steeds gebruik in die besigheidswêreld, maar daar's iets in jou wat ek wil gebruik om hierdie liggaam, om hierdie organisasie, om die kerk, my liggaam te dien. Daar's iets in jou wat hierdie liggaam nodig het. En daai het die res van my lewe bepaal. Ek het toe uit dit uitgetree, en elke nou en dan het daar die versoeking weer gekom, jy weet, om betrokke te raak in besigheid, want daar's meer geld daar betrokke, meer stabiliteit het ek aanvanklik gedink, maar hoe ek net gesien het, hoe ek vasgehou het aan daai wat die Here in my lewe gespreek het. En hoe ek terugkyk in my lewe net sê, Here, ek is so dankbaar dat ek U gevolg het, dat ek 'n stap van geloof geneem het om te hoor wat U sê en in dit te lewe. 'n lewe van geloof
En Rick Mouser het my gehelp om met hierdie terme, hy het gesê, geloof is my en jou sintuig om die Here se stem te hoor en om daarop te reageer. En in verwysing na Hebreërs 11, sien ons dat daar word geskryf, uit geloof uit het Abel 'n offer gebring wat aanneemlik was vir die Here. Uit geloof uit het Abraham getrek na 'n vreemde land toe. Uit geloof uit het Moses geluister en gedoen wat die Here vir hom gesê het. En dis amazing om te sê, uit geloof uit, wat het hulle gedoen? Hulle het gehoor hoe die Here iets mee besig is en vir hulle gesê het, hierdie is waarmee ek besig is, doen hierdie. En toe doen hulle dit, en toe hulle dit doen, toe word dit gekommunikeer as, hulle het uit geloof uitgeleef. Toe, Riek het my gehelp om te verstaan dat geloof is nie 'n mensgemaakte ding nie. Geloof is ons sintuig. Daai ding wat in jou ingebou is, om die Here se stem te hoor, en op dit te reageer. En 'n lewe van geloof is juist daai. Ek hoor, en ek doen dit wat ek hoor by die Here. En my begeerte vir elkeen van ons is dat ons in 'n nuwe dimensie, in 'n hoër definisie van die lewe sal inbeweeg, soos dat ons God se stem hoor. Want dit gaan nie oor wat die Here net vir ons doen nie, dit gaan oor die proses van dit wat die Here mee besig is in ons lewens, om die Here se stem te hoor. In 'n opsomming, moet ek en jy stop waarmee ons besig is en onsself toenader tot God. Want die grootste waarheid wat ek en jy kan ontdek in hierdie lewe is dat ons kan sy stem hoor en dat hy vir ons roep as vriende om in 'n vriendskap met hom te staan. Nie net blindelings te volg nie, maar soos wat ons gesien het, Abraham gedoen het, soos Moses gedoen het, om met hom te praat. Soos Jesus gedoen het in die tuin van Getsemane. Vader, moet hierdie beker oor my pad kom, kan hy nie asseblief by my verbygaan nie. Hoe Jesus met God geredeneer het, is hierdie die enigste plan. En hoe hy tevrede kry, dat die Here besig is met die beste. Jy sien, daar's 'n dinamika, waar die Here ons innooi in hierdie volgende tyd. Verlede week het Dennis so 'n bietjie daaraan geraak, hoe ek en jy die Here se stem hoor, en ek wil dit gou-gou weer highlight, is om 'n boekie te vat, en soos wat jy Bybel lees, neer te skryf, dit wat jy dink, die Here vir jou sê, oor hierdie gedeelte. Soos wat jy dit lees, wat dink jy, is daar opgesluit vir jou, en om dit te begin neerskryf? In my eie lewe het ek dit begin doen, en ek het ontdek, dat ek eintlik al lankal die Here se stem hoor. Ek het dit begin, stop wat ek mee besig is, en baie intentioneel fokus, en neer te skryf. Maar ek wil dit so 'n bietjie 'n trappie verder vat, en as ek dit so kan sê, soos wat 'n app upgrade op jou foon, om op daai upgrade te klik, en te sê, vat dit wat jy beleef in die woord, skryf dit neer wat jy dink die Here vir jou oor daai sê, maar hier is die volgende stap, is, daai lysie wat jy het, as ek dit so kan vat, want hier gaan 'n face-to-face gesprek eintlik tussen jy en die Here kan oopbreek, is om dit op jou hart druk, die dinge wat jy oor bid, en oor bekommerd is, of oor opgewonde is, of die Here vir vertrou, dit beteken dalk, en ek wil jou regtig aanmoedig, dat jy sal teruggaan, na 'n paar jaar terug, waar daar drome in jou hart was, om dit na die Here toe te bring, en te sê, Here, hieroor droom ek die laaste tyd, om daai goeders te vat, en te sê, okay Here, skryf dit neer, en amper 'n kolommetjie oop te maak langs aan, en dan vir die Here te vra, Here, maar wat is u opinie oor hierdie goeders? Hier is my bekommernis, Here, wat sê u oor dit? En om dit te gaan begin neerskryf, en toe te laat, dat die Here so met jou in jou hart, en hier in jou binneste praat, dit neer te skryf, en dalk teen ook jou Bybel te gaan haal, en te gaan lees, wat die woord sê oor daai situasies. Weet jy wat gebeur daar, so onmiddellik, breek daar 'n ding vir jou oop. In die week kom my seentjie na my toe gestap, en hy sê vir my, Papa, het jy my geroep? Ek het gehoor iemand sê vir my boetie. En hy sê, dit kon nie my sussie gewees het nie, want sy sê boeta, en ek weet, ek het nie vir Jaco geroep nie. En in 'n oomblik voel ek net, Jaco, dit is dalk Jesus wat met jou wou praat. En hy sê, antwoord dit so, okay. Toe sê ek vir so, sit hier so in my kamer, en ek stap toe uit die kamer uit, en sit bietjie hier so, en luister wat Jesus vir jou wil sê. So 'n kwartier later kom hy uitgestap, en ek vra toe vir hom, wat het jy beleef? En hy sê toe vir my die volgende, hy sê, ek het beleef dat Jesus vir my sê, hy is lief vir my, en dat ek is 'n soetseun, en pappa is my beste pappa. En ek sê, ja, en toe maak hy hierdie opmerking, wat vir my liggie laat aangaan het. Hy sê toe, maar sy stem het baie soos my stem geklink. En in daai oomblik voel ek net hoe die Heilige Gees my sê, ja, en ek sê toe vir Jaco, ja, weet jy hoekom? Want Jesus bly in jou hartjie. En daai het vir my so 'n bietjie 'n klou gegee, dat soms kan ons stem dieselfde klink, en dit kan klink soos ons eie stem, maar dis eintlik die Here se stem.
En wanneer ek en jy so neerskryf wat ons dink die Here vir ons sê, wanneer ons die woord vat en so inbou, dan is ons besig om te onderskei wat is die verskil tussen ons stem en God se stem. Want sy stem, soos die verlede week ook gesê het vir ons, gaan altyd in lyn wees met sy woord. Dit gaan altyd opbouend wees. En ek wil jou aanmoedig om in hierdie week so tyd te gaan spandeer. Jy's gemaak om God se stem te hoor, om 'n vriend van Jesus genoem te wees. En mag jy dit op 'n nuwe vlak kom ontdek in hierdie week. Ons gaan nou die nagmaal bedien. En ek herinner jou net aan die simbole wat ons gebruik, die brood wat ons breek, die gebroke liggaam van Christus, wat gebreek is sodat ek en jy nooit weer anders as heel hoef te wees nie. En dan ook die druiwesap as teken van die bloed, die Nuwe Testament in sy bloed, wat maak dat ons in oorwinning kan leef hier en nou en tot in alle ewigheid. Indien jy nog nie gereed is om die nagmaal nou te gebruik nie, wil ek jou ook herinner dat ons 'n Zoom geleentheid skep om 10:00, waar tydens ons die hele nagmaal seremonie dan gaan fasiliteer. Baie dankie dat jy deelneem en terwyl jy luister na die lied wat gaan speel, onthou net ook Jesus se uitspraak oor jou lewe, die guns wat hy aan jou bied en die heerlikheid van die waarheid van sy woord. Luister terwyl jy dan met jou gesin ook hierdie nagmaal gebruik. Temper the storm, though your faith was small. I pray while you slept, and the night waged war. We stood in the fire, and we walked on sea. We drank of the wine that was made of me. And don't turn your eyes from me, for my love won't be undone. And don't hide your face from me, for my light has surely come, surely come, surely come. I carry the cross, and I feel your pain. I took up your crown, and I wore your shame. And death was a fire, and its teeth was grim. But I left it behind, along with all your sin. And don't turn away from me, for my love won't be undone. And don't
Lift up your eyes and see. Heaven is closer than you know. Lift up your voice and sing. Know that my love won't let you go. No, I'll never leave you. Lift up your eyes and see. Heaven is closer than you know. And I won't forsake you. So lift up your voice and sing. Know that my love won't let you go. And my light has surely come, surely come, surely come. And I'm closer than you know. Lord, I hear you, I know you're there, closer now than my skin and bones could dare, breathing deep within me. You are always with me. I can see where eyes can stare, brighter now than the sun could ever dare, breathing all around me. God, I know that you are here. Lord, I hear you, I know you're there, closer now than my skin and bones could dare, breathing all around me. You are always with me. I can see you where eyes can stare, brighter now than the sun could ever dare, breathing all around me. God, I know that you are here. Breathing all around me. God, I know that you are here. Ons hoop dat jy vanoggend se diens saam met ons geniet het. Ons wil jou ook herinner dat ons beskikbaar is op verskeie sosiale media platforms. So, gaan like ons Facebook page, like ons Instagram page en subscribe op ons channel op YouTube. Om seker te maak dat jy notifications van YouTube kry, klik op die klokkie knoppie wat jy daar sal sien. Indien jy met enige een van ons wil kontak maak, sal ons kontakbesonderhede nou op die skerm verskyn. Mag jy 'n geseënde week beleef.